Goeiemôre, jy is ingeskakel hier op Radio 33, hier op Aktuele Sake saam met my Marius en soos ouer gewoonte gesels ons met Mike Bolhuis oor misdaad, al die maniere om dit te bekamp en ingeligte besluite te kan maak. Ons het vir Mike weer op die lyn. Goeiemôre Mike, hoe gaan dit daar by jou? Môre julle almal. Nee, dit gaan met ons goed. Ons veg ons vir die crime. Ons hoop dit gaan goed met julle. Nee, wat ons gaan maar aan en ons hou jou dop. Ons kyk na al jou projekte en dinge wat jy doen en die mooiste deel vir my is jy weet jy het nie net 'n klomp projekte wat daar in die lug hang nie, jy kom actually met oplossings en arrestasies en al daai dinge word gedoen. Vanoggend wil ek gesels ons moet gesels oor huisrooftogte. Dis tog 'n baie groot ding wat gebeur. Ek kan onthou toe ek in Pretoria gebly het almal in die huis altyd gesê kom ons sluit die deure al hier by 5:00 die middag en ek gesê ek weier om soos 'n tronkvoël te leef. Ou kan nou maar die staalhek en so kan jy gesluit hou en later van tyd toe begin mense nou hoor van mense sit en braai, dan word hulle sommer oorval en beroof. Ja, kyk, misdaad in al sy vorms het in al sy maniere het geeskaleer na dag en nag toe. So daar's nie meer so ding dat hulle jou net in die aand vat nie. Alhoewel boewe vir die aand verkies, maar dan wil hulle inligting hê. Hulle wil nie sommer net blindelings in 'n ding instap nie, want ons het nou al gesien dit kan ontaard in 'n skietery en moord. Ja. As ons praat van 'n normale huisroof, is die doel van die boewe om net te roof en vinnig in en uit soveel as moontlik te vat en nie noodwendig met fisiese konfrontasies te wil deel nie. Maar jy kry ook levels van huisrowe waar die beplanning is ook om die mense te benadeel en is 'n hartseer om te noem te verkrag of te vermoor. Dis ongelukkig die geval en ons sien dit duidelik in plaasmoorde. Ja. So dit gaan alles oor die mindset van die tipe krimineel en wat hulle intensie is om die misdaad uit te voer. Needless to say, die praat van sluit is nou maar die geval. Dis so mens moet leef in positive paranoia. Ja. Mens moet positief paranoïes wees oral. Jy kan deesdae nie meer sommer net na 'n plek toe ry nie, jy moet wakker wees. Jy moet 2 keer links en regs kyk, 5 keer in jou triespieeltjie, maatreëls tref van voor jy in die kar klim, as jy uit die kar uit klim, alles moet onder slot en grendel en alarmstelsels wees ensovoorts en dis dieselfde met 'n huis. Ja. Jou waardevolste goed by jou huis is maar jou voertuie en baie keer word die voertuie gesteel en dan al jou elektroniese en digitale kommunikasiestelsels, nou laptops, selfone ensovoorts. So my raad en advies altyd is in mense afhangende van wat jou waarde is. Hoe meer jou waarde is, hoe groter target is jy. So as jy baie arm is die kans dat jy beroof word baie skraal 0. Maar nou moet ek ook vir jou sê, ons werk met baie mense, al die mense van alle kleure oral en in die platteland en in squatter camps en hulle word ook maar beroof. Hulle hang hulle skoene op om te verdroog of klere en hulle klere en skoene word gesteel. Ja. So jy gaan nie diefstal in hierdie land bekamp nie weens die ekonomie. Ja. Die ekonomie is baie swak en dit dryf boewe in elke level om te steel. En ek noem hulle maar almal boewe want die oomblik as jy 'n ander ou se goed vat, dan al is jy in absolute verknorsing of hongerte of wat ook al, as die oomblik as jy 'n misdaad pleeg, iemand se goed vat, dis 'n diefstal. Ja. Ek het altyd vir die druggies wat ons rehabiliteer, as ek met hulle praat, dan sê ek vir hulle, jy weet of jy nou een joint rook of verskeie, jy gebruik dwelms, dis 'n dwelm. Ja. As jy nou 'n chappie steel of 'n kar steel, dan steel jy. Ja. En as jy nou met losbandigheid betrokke is en jy gaan een keer met 'n prostituut uit en ander ouens gaan met meer uit, is jy in dieselfde klas. Ja. Of jy dit nou een keer doen en of aanhoudend doen, dit bly die misdaad nog homself. Ja. So diefstal is diefstal, of jy nou 'n chappie steel of 'n kar steel, dit bly diefstal en gewoonlik
diefstal eskaleer. So as jy nou as boewe is gewoonlik meer as een in huisrowe, as hulle sien hierdie huisroof werk en is suksesvol en daarmee weggekom, dan gaan hulle die later terugkom in die buurman roof en dan die ou oor kan die straat. So crime begets crime, crime escalates. So raad en advies in hierdie tipe van misdaad in jou huis is as jy reeds onkant betrap is en hulle staan by jou bed. Onthou die boewe kom maar in met die guns en messe. Ja. Hulle gaan eerstens draai roof. Ons praat nou van hierdie level van roof. Hulle net inkom om vinnig te vat en uit sonder om konfrontasie te hê met julle in die huis. Maar as jy wakker word of 'n huisalarm gaan af of wat ook al en jy storm nou daar uit of hulle storm op jou af, dan sê ek altyd vir die mense, maak seker dat jy in jouself nie in 'n posisie plaas waar jy vermoor word nie. So vir my oogkontak, vir my konfrontasie, vir my enige vorm van body language attitude. So in ander woorde, as jy so groot is soos 'n Goliat is, weer so klein lyk soos 'n Dawid. Moenie aandag trek nie. Moenie maak asof jy MacGyver of Rambo is nie, want tensy jy hulle kan vat, né? Onthou, daar is mense wat kan. Maar ek het nou al gesien, gewoonlik is die boewe meer as een, daar's gewoonlik een of twee nog buite. En hulle het messe en guns en dan sit jy met vroulief langs jou in die bed en kinders in die huis. So jy moet 'n ingeligte besluit neem in sekondes. Ek sê altyd vir families, sit maar saam as 'n gesin, wat doen ons as 'n brand uitbreek in die huis? Wat gaan ons doen? Boetie, wat gaan jy doen? Sussie, wat gaan jy doen? Mamma, wat gaan jy doen? Is dieselfde met 'n roof. As daar 'n roof of boewe in die huis is, dan moet jy die kinders moet dit eintlik amper, en dit is baie jammer om dit te sê, amper antisipeer, maar dit moet onmiddellik inskop. En ek het 'n groot probleem met families wat nie sit en hierdie goed deeglik bespreek en visualize. Jy moet kwaliteit tyd met jou gesin saam deurvoer, deur te sit as 'n gesin, sonder dat enigiets jou aandag aftrek. Onthou wat ons laas keer gesê het, hoe verslaaf is die kinders aan die selfone en die games, maar laat hulle aandagtig luister. Laat hulle na hierdie gesprek luister en dat jy 'n deeglike gesprek hê wat jy in jou kop sien en visualize. As 'n mens praat, dan sien jy prentjies in hierdie geval ook. En wat doen die daai en die ander? So is baie belangrik dat die kinders hulle self in 'n wegkry plek op die veiligste manier plaas, of as daar 'n vinnige uitkoms uit die huis is om bure of mense in kennis te gaan stel. Needless to say, ons het almal fone, so onmiddellike noodnommers te druk en te bel, en jy kan hom ook partykeer net druk en dan laat as jy sien jy word nou dopgehou of iets van die hart, laat hy net so lank hardloop, dan kan die ander kant hoor of identifiseer wat aangaan. Hoe dit ook al sê, is hierdie scenario's moet behoorlik met die kinders bespreek word. As dit baie klein kinders is, dan is dit natuurlik die verantwoordelikheid van die ouer kinders en die ouers om seker te maak dat die ouer kinders na die kleiner kinders kyk terwyl ouers besig is met die boewe. Die boewe gaan nie die kinders mee lol nie vereers, maar hulle mag dalk 'n kind gryp en gebruik as 'n dreigement en sê wat hulle met die kind gaan doen, indien jy nie die kluis oopmaak nie. Daai tipe van boewe is gewoonlik agter wapens aan en geld, en mag dalk die een familielid vat en met hom rondry en al die bankrekeninge leegmaak en. So dis 'n gekombineerde misdaad van huisroof, menseroof, kidnapping, jou vat, diefstal, al jou geld, oral vat. Hulle kan jou partykeer 'n hele nag hou en dan gaan hulle jou huiskas leeg eet en jou terroriseer en. Dis traumaties. Dis uiters traumaties, maar is nie altyd so erg nie. Hierdie tipe van huisrowe is nie iets wat die hoogste op die lys is van huisrowe nie. Dis gewoonlik die gewone huisrowe van, jy weet, die ou kom by die huis van vakansie, alles is weg, of die ou was die vrou het gery mol toe en die man was by die werk en hulle kom terug en dit is gesteel, of die kar is buite gesteel, of hulle was deur die nag daar en hulle het die goed uit die huis uit gedra en jy het nie agterkom nie. En dis gewoonlik wanneer hulle die waarskuwingsstelsels wat jy in het, die alarmstelsels gejam het of beïnvloed het en dat dit nie werk nie. Nou, as jy 'n persoon van waarde is, soos ek genoem het, is jy 'n target. As jy nie 'n persoon van waarde is nie, dan is jy omtrent glad nie 'n target, en as jy dan beroof word, is dit minimaal, maar vir daai persoon wat arm is die skoene en die klere
baie werd. Maar solank as wat ons armoede in hierdie land het en werksloosheid, gaan jy huisrowe wat van die grootste en die mees gepleegste misdade in die land is fisiese misdade. Ja. Onthou kubermisdade is die grootste misdade. Ja. Nou ja, so as hulle in die huis inkom, is dit my raad en advies. As jy sien jy het die vermoë en jy is goed opgelei, jy is fris, sterk, gesond, vinnig en jy kan behoorlik boks en optree of jou wapen gebruik, het jy die reg as jy identifiseer dat jou gesin is in, soos die Engelsman sê, in imminent danger, in onmiddellike gevaar. Ja. So as jy sien die volgende oomblik kan jou vrou vermoor word of verkragt word of jou kinders vermoor of verkragt word, dan het jy die reg om te skiet en dood te skiet. Ja. Jy moet onmiddellik die toneel los soos wat dit is, jy sit jou wapen neer. As daar meer boewe is, jy skiet hulle almal, all good, maar jy moet die polisie onmiddellik in kennis stel. Ja. Op die einde van die dag, die algehele identifikasie en die ondersoek sal wees, jou absolute vrees vir jou en vir jou gesin se lewe. Jy mag jou lewe, jy moet jou lewe beskerm. Dit sal 'n misdaad wees as jy nie jou lewe beskerm nie en jy moet die lewe om jou beskerm en as jy dit nie doen, is dit ook 'n misdaad. So jy moet as jy kan dit doen. As jy nie kan nie en jy het nie die vermoë nie, gee jou volle samewerking. Soos ek gesê het, moet nou nie body language doen nie, moenie moves maak nie. Ja. Alles kry almal uit die huis uit binne op 'n manier sonder dat hulle bedreigd voel, dat hulle voel hulle moet jou vermoor of iets aan julle doen. Gewoonlik steel hulle die handsakke en al julle inligting en sal vir julle waarsku en sê dat jy die polisie ontbied of enigiemand laat weet, hier het ons nou al julle inligting. Maar needless to say, dit gebeur baie selde dat hulle weer terugkom en enig van daai dreigemente uitvoer, want hulle gaan net eenvoudig nie net terugkom vir geweld nie, hulle gaan terugkom vir meer goed en ekstra goed of later as die insurance uitbetaal het en jy alles vervang het. Ja. Maar jy moet onmiddellik dan die polisie in kennis stel. Kom ons praat eers oor 'n skietsituasie as daar geskiet is en as 'n mens of mense dood, sit die wapen onmiddellik neer waar jy gestaan het, daar op die vloer en los hom daar en kry almal uit die toneel uit. Ontbied die polisie onmiddellik. Sê vir hulle baie duidelik, julle lewens was in gevaar, polisie moet uitkom. Dit is belangrik dat jy in jou eerste stelling dit baie duidelik stel. Daarna bel jy jou prokureur wat jy vertrou en jy vertel hom kort en kragtig. Needless to say, moet mamma alles in haar vermoë doen om die kinders te kalmeer en weg te hou uit die toneel uit. Die tonele moet bewaar word. Moenie die tonele betroebel nie. Baie belangrik. Ja. En dan moet ook nie die huis verlaat nie, wag daar tot die autoriteite daar is en dan neem die autoriteite deur dit. Baie keer is die autoriteite, die polisie en die wat aankom nie opgewasse of kenners in die gebied van moord en roof, dan sê vir hulle uiters belangrik, hulle moet nie die toneel betroebel nie, want forensies moet kom vir vingerafdrukke en ander forensies, jy weet, bloedspat, al daai tipe van goed, afstand, die wapen, ballisties, al daai goed moet ingeneem word, want onthou, jou wapen gaan gevat word en dan gaan 'n saak wees. Daar gaan 'n saak wees en jou onskuld sal dan bewys word deur die saak dat jy jou lewe en hulle lewens gered het. Maar as jy die toneel betroebel en plant en skuif en moves maak, kom dit gewoonlik uit, so wees versigtig. Ja. So na jy die polisie gebel het, jou prokureur laat hy kennis neem daarvan, as jy nie 'n prokureur het nie, jou beste vriend of buurman of wie jy ook al baie goed ken of veiligheid en sekuriteitsinstansies wie jy vertrou. Moenie 'n Rambo of 'n MacGyver daar inbring wat die hele toneel in sy moeren maak nie, asseblief. Uiters belangrik. Daar is al baie mense wat tronk toe is weens tonele wat beïnvloed is, hoor? Ja. So wees versigtig. Video alles, audio alles. Alles wat jy doen, audio alles. Ja. Jy moet kop hou. Want onthou, jy het nou geskiet, as jy nie gewoond is aan skiet nie, en ewe skielik as jy 'n dooie mens of dooie mense om jou, dan is daar adrenalien. Ja. Dan is jy dalk bewend, jy's dalk in 'n toestand, jy's dalk 'n vorm van 'n blackout, jy moet kop hou. Ja. Dis hoekom ek sê, hierdie goed moet vooraf deeglik bespreek word en gevisualiseer word. Ja. Nou, video die hele toneel, baie duidelik, maak seker jou lens is skoon. Ja. Maak seker jou foon is altyd gelaai natuurlik, video die algehele toneel. Maak seker dat jy van waar hulle ingebreek het, video, alles buite die hele storie. Hou die vrou lief en die kinders in die huis op 'n veilige plek waar geen boewe was nie.
Ja, As hulle oral in elke kamer was en in die garage en oral, dan staan jy hulle buite. ja, So enige vorm van beïnvloeding van 'n toneel is 'n probleem. ja, Hou almal weg daarvan. Maar dit is nou logies. So maak seker dat die boewe nie nog ergens is nie. ja, Maar as hulle daar dood lê of hulle is weg, dis dieselfde scenario wat jy moet uitoefen ja, vir die polisie se forensiese eenheid. Jy moet seker maak dat die polisie weet wat hulle doen, jy moet by wees ja, en dit sal altyd goed wees as jy 'n behoorlike veiligheids- en sekuriteitskennisse het en mense wat jy ken in die polisie ja, en dan in 'n hoë case scenario kan ons ook geskakel word. ja, Wat ook belangrik is die voorbereiding van jou huis om dit te verhoed. So nommer 1 het ek gesê die belangrikste is dat julle almal presies weet wie doen wie, wat, waar, wanneer. En onthou kinders raak ouer. So as die Ja. kleintjies nou weer ouer is, moet hulle daai les kry. ja, En onthou om dit maar gereeld te bespreek en gereeld te visualize en self uit te oefen. Ja. Daar is niks meer verkeerd om boetie speel as hy nou 'n boef is, wat doen daddy, wat doen mamma, wat doen die kinders, om net die ding so 'n bietjie paar keer uit te oefen. Dis 'n Ja. goeie ding om te doen. Ja. Baie belangrik om altyd seker te maak dat al jou selfone behoorlik gelaai is. Maak seker as jy wapens by jou hou vir as jy veral in 'n gebied is of vermoed jy kan geroof word of as jy van waarde is, maar onder die kopkussing met een op. Ja. Maak seker dat die wapen nie in die rigting van jou vrou wys nie, want net nou droom jy en jy trek jy sneller. ja, As jy 'n bewegende ou is, nie een op nie. So jy moet as jy absoluut 'n superkenner is met jou wapen, moet jy hom in ieder geval op 'n plek sit waar hy geensins in watter manier wat hy sou afgaan dat hy iemand sou dood of beskadig nie. Ja. Maak seker as jy 'n wapen het, jy 'n wapen ken soos die palm van jou hand, jy en jou vrou en Ja. as daar kinders is in ouderdom, maak seker jou lisensies is in plek. Maak seker dat jy gereeld met hom oefen, want dit help nou nie jy ruk hy wapen uit en jy bewe so en jy skiet die reg deur al die deure en jy skiet 'n buurman se hond of hom dood. ja, So jy moet versigtig wees en maak seker dat jy voorbereid is deur in sekondes jouself reg te kry en 'n ingeligte besluit te neem en evaluasie, identifikasie en risiko-analisering op die spot te kan doen om te besluit of jy skiet en of nie en of vir jou wapen gaan en of nie. Hierdie goed is baie moeilik. Dit is Ja. nie maklik nie en is totaal anders as dit met jou gebeur. ja, Totally different, hoor. So ander voorbereidings is maak seker dat jy elke dag maar 'n rondte doen om jou huis. Kyk maar dat jou elektriese heininge werk. Ek praat nou maar met die mense wat het. Ja. En in 'n kleiner mate moet dit nou maar toegepas word vir die wat minder het. Maar ek praat met mense wat het wat waardevolle goed het. Want onthou boewe gaan agter waarde aan geld. Gaan Ja. alles oor geld. Op die einde gaan dit oor geld. Maak seker dat jou alarmstelsels werk, maak seker dat die oogies altyd skoon is. Baie keer gaan daar gytjies in of oor of mure of wat ook al, maak seker dat die stelsels behoorlik gediens is in die bedrading. Mense vergeet hierdie goed. Ja. Hoor wat ek jou sê. Ja. Mense gebruik hulle alarms baie keer, hy hoor hom, hy gaan af, maar hy gaan nie noodwendig af nie want die hond, die horing, Ja. het dalk skade gelei. Jy moet altyd jou stelsel behoorlik diens en kyk en jy moet altyd maar probeer om die ekstra rand spaargeld op ander goed, ander luxuries en maar die beste van die beste insit, want hulle dan slim geraak die boewe met die devices, hulle weet hoe om hulle te sprei, hulle weet hoe om hulle te jam, Ja. hulle weet wat om voor hulle te sit en dan verby te beweeg en. Maar die binnenshuise alarms is die belangrikste. Ja. Enige oogie wat jy kan plaas oor enige entrance places. Ja. So in ander woorde, as jy sitkamer deure het, 'n oogie dwars oor dit wat dit ophou. En 'n oogie dwars oor die deure in die kombuis en 'n oogie dwars oor die kamervensters en 'n oogie dwars oor oral en alles wat inkomende plekke is by die huis. Ja. En dan die direkte oogies teenoor die huis van so 'n aard dat as iemand sou nader kom om hom toe te maak of te sprei of te probeer beïnvloed, laat hy dan sal afgaan. Ja. Nou die tegnologie van vandag kan jou sisteme gee wat baie moeilik is om te jam. So maar as jy behoorlike baie keer kry jy van hierdie klein gadgets wat jy sommer so in die middel van die huis sit. Ja. Wat 'n moerse geluid gooi as daar beweging is in die huis en hy vang hom op kniehoogte op so die hond en kat kan nog operate. Ja. Maar hy's op verskeie plekke in die huis sodat in geval daar 'n jamming devices op die elektroniese en digitale equipment wat jy het, Ja. is hierdie een
dalk daai jamming device wat hom nie kan tref en kan vryspring. So al daai goed is belangrik en dan moenie laat waardevolle goed rond lê nie. In die aande bære maar jou foon moet maar altyd by jou wees, maar op 'n plek waar jy hom die vinnigste kan kry. Ja. En jou laptop en waardevolle goed moet jy maar toesluit. Op 'n plek, nie noodwendig in 'n kluis nie, en dan hier's 'n goeie stukkie raad vir die vrouens wat so ryk is en baie jewelry het. Ja. Jy moet daarin 'n wegsteekkluis hê wat net julle as 'n familie van weet, wat niemand van verder weet nie. En dit kan op 'n baie obskure plek wees. Julle moet maar dink en 'n ding uitwerk. Maar in jou kluis sit jy al hierdie Bangkok jewelry en ek praat sommer 'n magdom van dit. Ja. En daar kan jy nou maar 'n klomp fake horlosies insit en 'n klomp fake goed. Baie, want ek sê nou vir jou, hulle gaan die gante in jou kop sit, hulle wil in die kluis gaan. Ja. Die probleem is met die wapens. Die wapens moet in kluise wees, veral lang wapens. So wapenkluise moet behoorlik weggesteek wees waar niemand van weet nie. Die nadeel is baie van die boewe wat inkom weet. Ja. Nou die oomblik as net julle weet van waar die kluise is, die wegsteekkluise is, en die boewe kom in en hulle weet daar's ander kluise, dan weet jy mos nou, jou werkers of iemand het gepraat in die familie. Dan is dit iemand wat of vir jou werk daar, of iemand in die familie het daai inligting gegee. Ja. So dan noem dit 'n deduction. So dit is baie belangrik dat jy jou wapens op die veiligste plek plaas moontlik, maar ook maklik bekombaar is, maar wat nie opsigtelik is nie. Ja. Want op die einde van die dag, die boewe gaan inkom en hulle gaan sê, vat jou na die kluis. Ek sou voorstel dat as jy waardevolle mense, dat jy so 2 of 3 kluise het, wat vol is van baie fake jewelry en fake goed, hulle kom dit nie onmiddellik agter nie. En net natuurlik, onthou maar, boewe luister ook hierna. Maar anyway, ons moet misdaadvoorkoming doen, ons het geen ander keuse nie. Jy moet dit moeilik maak vir hulle. Ja. Ongelukkig is dit nou so deesdae, dat jy kan deesdae nie meer uitgaan met 'n moerse goue ketting nie. Nee. Hulle gaan hom gryp. Ja, Jy kan definitief. Jy kan nie aandag trek deesdae meer met enigiets nie. Eintlik is dit hartseer om te sê, jy kan nie eens baie mooi aantrek nie met juwele en goed lyk nie, want vir al die dames, hulle word gegryp. Ja. En mans ook, want hulle kyk wat jy ry, ons het hierdie goed al bespreek. Ja. So dit is verskriklik dat ons so moet leef, maar ongelukkig is ons almal targets. Ja. En die voorbereiding van jou huis is baie belangrik. Maak seker dat jy jou staf en almal wat vir jou werk ook behoorlik inlig, want hulle is partykeer ook targets. Baie keer word hulle oordag oorrompel, gedreig, geïntimideer in die badkamer toegesluit. Maak seker dat jy hulle insluit in julle misdaadsvoorkomingstaktieke en vir hulle presies leer wie, wat, waar, wanneer en hoeveel en wat hulle moet doen. Hulle weet hulle het nie die kluis sleutels nie en hulle weet dat die werkers in jou huis kan nie eintlik van veel waarde wees behalwe dat hulle net vasgebind word en aangehou word. Ja. Maar baie keer is van die werkers betrokke. Ja. So ou moet slim wees, tyd aan hierdie goed spandeer, baie vernuf van die dag lê en jou goed behoorlik wegsteek en wegbêre. En as daar ekstreem waardevolle goed is, dan bêre jy dit by die bank. Ja. In 'n bankkluis of in 'n safety deposit 'n plek waar jy weet niemand van weet behalwe jy en jou mense en jou erfgename, in geval jy sou doodgaan. Want onthou, mense neem nie in ag, party rowe gaan mense dood. Ja. So maak seker dat jou vrou en jou kinders ook weet wat gebeur as daddy dood is of as mamma dood is. Wat doen ons? Maak seker dat julle mekaar se selfoon pinnommers het. Maak seker dat julle weet hoe met die laptops en die digitale elektroniese informasie te kan werk sodat die lewe kan aangaan. Want die lewe moet aangaan. Ja. Dis harde woorde, maar dit is so. Ja, ons kry baie keer oproepe van mense wat sê, jy weet, ons pa is nou dood. Ons kom by niks in nie. Ons kan niks hanteer nie. Ons weet nie hoe om die banke te werk nie. Ons ken nie sy foon se pinkodes nie en. So dit is baie belangrik. So die mans, ek waarsku julle wat so lekker porn en allerlei vieslike goed op julle foon het, raak ontslaaf van dit. Ja. Want as jy heilig is op jou foon, raak ek baie bekommerd. Maar dit is vir enigiemand, 'n kind ook. Ja. As enigiemand hom bekak, as ek sy foon vat, dan weet ek mos nou, hy het mos nou iets verkeerd gedoen met die foon. Iets is nie reg daar nie. Of gaan iets verkeerd doen met die foon of hy het iets verkeerd op die foon. Ja. So maak seker dat jy presies weet wat om te doen as daddy geskiet is of mamma en wat om verder dan te doen, wie om te bel, wat om te doen, wie om te betrek en hoe om dinge verder te gaan. Ja. Wat ook baie belangrik sal wees is 'n bietjie van 'n kursusie dat elkeen weet van
die weet die huisdokter en dokters en Ja, hospitale en ambulanse wat gebel kan word en wat gedoen kan word intussen. ja, Byvoorbeeld, wat doen jy as iemand in die bobeen geskiet is en 'n slagader is getrek? ja, Byvoorbeeld 'n raad, as jy druk jou vinger in daai wond, al skree die persoon hoe, ja, sodat jy die bloeding stop. ja, Jy kan eerder later die been verloor as wat jy jou lewe verloor, want jy bloei uit binne minute, hoor. ja, Morsdood. dis so, As jy 'n sny in jou nek het, dit is eintlik fataal. Dit is eintlik nie redbaar nie, want onthou, Ja. bloed is verskriklik glad ja, en jy gaan jou morsdood sukkel om daai slagaar toe te druk. ja, Maar anyway, die bietjie inligting, jy weet, soos mond tot mond asemhaling, hoe draai jy hom om, wat lig jy op, wat lig jy nie op nie. ja, Die grootste ding is asemhaling en bloeding. ja, As asemhaling en bloed regloop en beheer kan word, dan is dit fyn. ja, So daar's sulke goed soos tourniquets en allerlei goed en goed wat jy moet doen. En as 'n gesin moet julle dit bespreek, ja, want 90% mense val flou as hulle dit sien. ja, dis so, So dit is ook goed om 'n goeie verhouding te hê met bure, sodat Ja. hulle kan, as hulle hoor as 'n geskietery, onmiddellik deurkom. Jy weet, hierdie ding het ek al hoeveel keer gesê, as mense nie saam bewus is van mekaar en saam staan nie, gaan jy in jou lewe nie misdaad aanspreek en kan oplos nie. dis so, So ek dink ek het redelik alles gecover. ja, Die ek wil net belangrikste is maar uitsluitsel, misdaadvoorkoming. Seker maak dat jou hekke alles werk, jou hekmotors werk, alles reg is, dat jy daar ook 'n alarmstelsel het as iemand met daai hekmotor lol. Onthou, as hy eers binne is dit soveel moeiliker om dit verder te hanteer, maar as jy eers die boewe kan buite hou. 'n ja, Goeie ding is nou altyd natuurlik die klein blaffertjies in die huis ja, en dan die groot honde buite, en dat jou honde behoorlik geleer is, want hulle vergiftig die honde. ja, So dit is baie goed om na te kyk en toe te pas. En dit klink nou baie werk, maar nou Ja. gaan ek julle raad gee. Doen dit. Ja. Lees ons projekte, veral ons projekte oor wat jy moet doen as jy op vakansie gaan. Daar sit ons al hierdie goed in wat jy moet Ja. doen, wat jy nie moet doen nie. Maar al hierdie tipe van goed, wat se ligte moet aan, wat gaan jy aanlos, wat se tipe ligte moet jy gebruik? Ek glo Ja. aan spotlights wat aan en af gaan, trigger lights. So enigiets en alles wat jou kan wakker maak. Want onthou, party mense slaap so vas dat hulle dra daai hele huis leeg. ja, So dit moet die gesin ook bespreek. Daddy slaap vas, snork verskriklik, hy word nie wakker nie. Mamma slaap ligter. So sy het 'n manier hoe sy sal moet werk as daar ewe skielik boewe in die huis is en hoe jy dit hanteer. ja, Die grootste ding is alles veilig buite, verhoed enige vorm van die inkom van die boewe, alles veilig binne, en Ja. as daar 'n scenario is dit hoe jy dit moet hanteer. Ja. Dan wil ek net uitsluitsel kry, Mike, dat die luisteraars nou mooi verstaan. Jy skiet slegs wanneer jou lewe in onmiddellike gevaar is. Jy kan nie as jy sien jy klim hier oor die muur om nou doodskiet hier deur die venster Nee. van die huis nie. Nee, joune of myne. Kom ek noem 'n simpel voorbeeld. As ek en jy saam daar in die radiostasie sit en ek en jy hom en haar lekker, Ja, en daar kom 'n boef in met 'n gun en ek het die vermoë ja, om hom uit te haal voordat hy my en jou uithaal, het ek Ja. 2 lewens gered. ja, Imminent danger. ja, Dit is wat jy doen. As ek nie die vermoë het nie, ja, dan doen ek dit nie. Dan gaan ek en jy saam speel, Ja. handjies in die lug, grond kyk, geen Ja. body language. ja, Ons gaan net saam jou. Soos jou grappie sê, what do you call a criminal with a gun? Mm. Sir. so, dis so, We call ja, him sir. ja, dis so. Ja, Alright. Mense, wees veilig daar. Ons sal weer 'n projek uitstuur oor dit. Ons sal hierdie recording heg by die projek. yes, As julle enige ander slim raad en advies het, asseblief stuur dit vir die radio. As julle enige vrae het, stuur dit vir die radio. Daar's baie ouens, kenners, slim mense in daar buite en is onmoontlik om in 'n halfuur so 'n gesprek in detail ja, oor te dra, maar ek dink ek het die belangrikste goed genoem. Ja. Maar ek bid vir julle algehele veiligheid. Ek bid dat die Here julle absoluut sal seën altyd in al julle omstandighede, vir julle, julle familie en vriende en almal met wie julle te doen het. En ek bid dat die Here ons land as 'n eenheid saam sal kry, dat al die publiek, al die autoriteite en al die regering amptenare sal saam staan, saamwerk en misdaad sal sien as 'n gemeenskaplike doel om uit te wis en te stop. En ek vra dat die Here dit ons gebed sal verhoor en ons barmhartig en genadig sal wees. En ons bid dit in Jesus naam. dankie Mike, ons waardeer dit ongelooflik baie. Ons bid ook vir jou dat daar altyd vir jou beskerming sal wees en vir jou mense so ook, en dat jy altyd net van krag tot krag sal gaan. Dankie. Groete en seën en alles wat mooi is.
Dankie Mike, ons gesels weer. Mooi bly. Bye bye.